Goeiemôre, ek wil saam met jou vanoggend 'n gedagte oordink wat nogal kardinaal belangrik is in jou en my lewe. Wanneer ons so besig is, gejaag na allerlei prioriteite en dinge in ons lewe, dat ons soms baie min tyd het, veral in die week, om ons harte te verruim vir die Here om met ons te praat. 'n Spasie wat ons skep om net stil te wees en te sê, Here, sal U asseblief met my praat. En het is so belangrik dat ek en jy by so 'n plek, by so 'n oomblik sal uitkom. So daarom, kom ons praat vanmôre met mekaar oor die feit dat ons moet leer om stil te wees, om God se stem te kan hoor. In ons wêreld van geraas en gejaag en allerlei afleidings wat ons beleef, en selfs afleidings wat ons vir onsself skep, soos om partykeer voor die TV neer te val, is hierdie 'n kosbare gawe, stilte. Psalm 46 vers 10 sê, wees stil en weet dat ek God is. Hierdie vers is nie net 'n mooi aanhaling nie, dit is 'n opdrag en 'n uitnodiging vir jou en vir my. Wanneer ons stil word, nie net buite nie, maar ook in ons gedagtes hier binne, in ons menswees en in ons harte. Maak ons plek vir God om met jou en my te kan praat. Stilte is gehoorsaamheid. Soms dink ons gebed is net om met God te praat, eenrigting gesprek, waar God ons behoeftes moet hoor en waar ons hom kan vertel van ons dinge. Maar gebed sluit ook luister in. Prediker 5 sê, wees versigtig met wat jy sê wanneer jy na die huis van God gaan. Laat jou woorde min wees, sê die prediker. God wil hê, ons moet luister. As ons aanhou praat, gee ons hom nie kans om ooit in ons lewe te antwoord. Nie eens op ons dinge wat ons hom vra nie. God praat in stilte soms. God se stem is dikwels nie luid nie, maar sag. In 1 Konings 19 hoor Elia nie God in die wind nie, of in 'n aardbewing of in vuur nie, maar in 'n sagte fluistering, 'n sagte stem. As jy te besig is of te luid is, sal jy hom nooit hoor nie. Jy sal hom miskyk. Die Here praat met diegene wat hom met 'n stil hart nader. Stilte is eintlik vertroue. Wanneer jy stil is, wys jy dat jy God vertrou, dat jy nie alles self hoef uit te werk of te beheer, of in beheer te wees van die gesprek nie. Dit is 'n daad van geloof om jou mond te hou en jou hart oop te maak. Begin elke dag, miskien met 'n paar minute van stilte. Geen musiek, geen gebabbel, net jy en God. Sê miskien, Here, hier is ek. Spreek, u dienaar of u diensmaagd luister. Micha 7 vers 7 sê, maar ek sal uitsien na die Here. Ek sal wag op die God van my heil. Stilte is nie leeg nie. Dit is gevul met die teenwoordigheid van God. Mag jy leer om stil te wees, sodat jy God se stem helder en duidelik kan hoor. Daar's 'n kosbare skrif in Jesaja 40 wat sê, vir hulle wat op die Here wag, gee die Here nuwe krag. Wag beteken partykeer om net stil te wees en te wag op die stem van die Here, op die boodskap, op die antwoord van die Here. Mag hierdie gedagte jou vandag inspireer om soms net stil te wees in afwagting op wat die Here wil doen en sê in jou lewe. Wees stil en weet, ek is hier. Wees stil en weet, ek is hier. Wees stil en weet, ek is hier.
bedaar, ek sal ook jou getrou bewaar. Wees stil en weet, ek is jou hier. Wees stil en weet, ek is jou hier. Wees stil en weet, ek is jou hier.